Dis donderdag en oudergewoonte is dit dan tyd vir jou spesiale bederf, nommer 107. Nou ons hoor baie keer hulle sê ouderdom is nie vir sissies nie en nog minder is dit speletjies. En daarom die tema van vandag se spesiale bederf nommer 107 is interne burgeroorlog. Want na mate 'n mens ouer word, begin jy al hoe meer 'n paar dinge ontdek. Soos die een persoon gesê het, my liggaam en ek het nou 'n baie swak werksverhouding. 'n Groot baie dankie aan Marinda Swanepoel wat hierdie pragtige stuk interne burgeroorlog met ons gedeel het. Sy is nou 'n vrou wat van ondervinding kan getuig. Want sy is 'n vrou wie se knie nou 'n weervoorspellings-app is. Teen die tyd dat 'n mens naby 60 kom, gebeur daar iets vreemd met die liggaam. Jou ledemate begin onafhanklik funksioneer, soos ongelukkige werknemers in 'n toksiese maatskappy. Jy staan nie meer eenvoudig net op nie. Nee, dis nou 'n volledige bestuursvergadering tussen die knieë, die rug, die heupe en daardie een skouer wat sedert 2009 kwaad is oor iets. As 'n mens werklik jou liggaamsdele kon hoor praat, sou dit waarskynlik so klink. Knieë. Luister hier, ons dra al vir dekades hierdie hele operasie. En waarvoor? Trappe, nog trappe. Ons eis om onmiddellik op pensioen te gaan. Larig. Ek wil net op rekord plaas dat ek jou herhaaldelik gewaarsku het oor daardie matras special by Pep Home. Nek, een verkeerde slaapengel en ek staak pynlik vir 3 dae. Ons probeer ons bes, maar die restaurant het besluit om die spyskaart in die lettergrootte van 'n muur se eierstok te druk. Blaas. Ons gaan nou elke 40 minute 'n noodvergadering hou, dag en nag. Intussen probeer die brein nog optree asof alles normaal is. Die brein sê, kom ons verf die huis. Die liggaam antwoord, kom ons sit eerder net stil en kyk hoe ander mense dit doen op YouTube. Selfs eenvoudige take het nou risiko-assesserings. Jy buig nie meer sommer af om iets op te tel nie. Jy staan eers stil en wonder, hoe belangrik is daardie item eintlik? Baie mense oor 60 maak deesdae daardie klein geluidjies wanneer hulle opstaan. Of, of die baie gewilde, oeps. Dis nie van pyn nie, dis die liggaam se Windows startup klank. En moenie eens praat van slaap nie. Toe jy jonger was, het jy soos 'n kampioen op vloere, banke en vriende se stoele geslaap. Nou slaap jy skeef op 'n ortopediese kussing van R2000 en jou hele linkerarm gaan met mediese verlof. Die grootste probleem is egter dat jou ledemate begin terugpraat sonder toestemming. Jy stap byvoorbeeld verby 'n spieël en jou knie sê, ons gaan nie draf nie. Moenie eers dink om te kyk na die tekkies nie. Of jou heup luister, daardie stoel is te laag. Jy gaan nooit weer opstaan nie. Maar miskien is dit ook deel van oudword se humor. Die besef dat jou liggaam uiteindelik 'n WhatsApp groep begin het en jy is nie meer die admin nie. Maar tog aan die ander kant, inderdaad, is elke pyn 'n herinnering dat jy nog lewe en terwyl jy nog lewe, kan jy nog 'n verskil maak. So wees daai verskil. Dis soos 'n bejaarde dame vir my gesê het, Doem nie as ek wakker word in die oggend en ek nie iewers 'n pyn nie, dan vrees ek het gesterf, sê ek toe vir haar.
Ja, nee, wys jou nou net dat elke pyn is 'n herinnering dat jy nog in die lewe hierdie kant van die hemel is. Geniet jou naweek en mag die Here vir jou ryklik seën. Vier die lewe en elke oomblik daarvan terwyl jy dit het. Liefde groete, Shaal Botha.